kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Nou, liewe broeders en susters, dis weer vir my 'n besondere voorreg om die woord dan vanaand aan u te bedien. En weer eens, ek is dankbaar vir Dominee Rudy en mevrou Elna wat ons ook kom besoek. Hulle was net nou die dag hier in Germiston toe ek 'n reeks dienste gedoen het hulle ook gekom om na die woord te luister en daarvoor is ek baie dankbaar. Toe Dominee Rudy sê vir my, hulle is getroud in hierdie gemeente, dis nou many moons ago, 40 jaar gelede. Ek sê vir hom, ons kan hulle nou maar vorentoe roep, dan kan hulle wedding vows renew. Ek hoor die mense doen dit deesdae. So Dominee Rudy sê dis nie nodig nie, dis nog vars in hulle gemoed. Dit is hoe dit behoort te wees. En ek is dankbaar julle is hierso. En nou, liewe broeders en susters, ek wil net weer u aandag vestig op die kaart wat die boek Openbaring vir ons voorstel. Ons het nou Sondagoggend reeds vir mekaar gesê, die boek Openbaring het 'n boek binne in 'n boek. Dit stel vir ons hierdie kleiner boek voor binne in die 22 hoofstukke van die boek Openbaring. En hierdie boek is nie 'n nuwe boek nie, hierdie kleiner boek. Dis die boek wat ons alreeds in Daniël hoofstuk 10 vind. Daniël 10 vers 14 sê dat die inhoud van hierdie boek bevat inligting met betrekking tot die toekoms. Dit is soos Jesaja 46 vers 10 ons ook leer, die Here het aan die begin alreeds die einde bekend gemaak. En hierdie boek se naam is die boek van die waarheid, sê Daniël 10 vers 21. En dan Daniël 11 het die inligting van hierdie boek. Dis die inligting van die 70 7-talle wat alreeds in Daniël hoofstuk 9 aan Daniël geopenbaar is. Maar dan hier in die einde is net vers 27 oor die 70ste week. Wanneer daar vir 1 week lank 'n baie sterk verbond gesluit gaan word en in die helfte van hierdie week, dit is dan in die helfte van die groot verdrukking, gaan die verbond verbreek word. Ons het nou gisteraand gesê, dan gaan 1260 dae verloop, tot by Jesus se wederkoms van die middel van die groot verdrukking af. Maar dan, Daniël praat van 1290 dae. Ons het gisteraand die antwoord daarvoor gegee en 1335 dae, soos hy in vers 11 en vers 12 van Daniël sê, en ons het gisteraand gesê, dit is die tyd wat nou nog oor is vir die skaap en die boknasie oordeel. Wanneer die Here Jesus gaan terugkeer, kom hy direk terug Jerusalem binne, dan sal 'n ekstra 30 dae verloop waar die boknasies geoordeel word en 'n ekstra 45 dae om die skaapnasies te seën, waar hulle dan die koninkryk sal beerwe volgens Matteus 25 vers 31 tot 34. Nou, my broeders en susters, wanneer ons die boek Openbaring bestudeer, is daar 2 beginsels wat baie belangrik is. Ek het nou al reeds vir u baie gesê oor die boek Openbaring. Hoe weet ons dis 'n kronologiese boek? Ons het gesê die uitdrukking metatelta wat heeltyd beteken na hierdie dinge, hoofstuk 4 vers 1, 7 vers 1, 7 vers 9 en so meer wat heeltyd daarna verwys. Ons het gesê die kerk is nou op aarde, maar hoofstuk 4 en 5 is die kerk in die hemel. Na hierdie dinge, nadat die kerk op aarde is, word die kerk in die hemel gesien, so dan ook in Openbaring hoofstuk 19 met die bruilof van die lam, wanneer die Here Jesus gaan terugkeer met sy wederkoms. Daar's net een wederkoms. Moenie die leuen glo dat as jy in 'n wegraping glo jy in 2 wederkomste nie. Dis nie waar nie. Daar's net een wederkoms. Die wegraping is 'n voorafgaande gebeurtenis tydens die opstanding van die liggaam, wanneer ons saam met hulle in wolke weggevoer sal word die Here tegemoet in die lig. Openbaring 4 en 5 is die kerk duidelik in die hemel en dan kom ons saam met die Here Jesus weer terug. Nou, die 2 baie belangrike beginsels om die boek Openbaring te verstaan, en hierdie beginsels is alreeds vasgemaak in die tyd van die hervorming, juis toe hulle gesoek het na goeie, gesonde skrif, interpretasie, metodiek, en dit is Sacra Scriptura sui interpres, die Latynse uitdrukking, en dit beteken, ek het nou nog nie hierdie ding aangesit nie, en dit beteken dat ons die heilige skrif, Sacra Scriptura sui interpres, ons moet toelaat dat die heilige skrif homself interpreteer. Ons moet die waarhede van die skrif na vore bring, ons moet nie ons eie gedagtes inlees nie. Dit is hoekom ons heeltyd die woord met mekaar vergelyk, skrif met skrif vergelyk. Het jy al gehoor van daardie gelykenis wat die Here Jesus vertel van 'n persoon wat opgedaag het by die bruilofsmaal sonder 'n bruilofskleed?
So sê iemand een keer vir my, ja, daai persoon is by die bruilof sonder 'n bruilofskleed, omdat daardie persoon nie groot gedoop is nie. Jette, hier sê ek toe vir die persoon, ek dog dis nog oor al die jare, omdat die persoon nie sonnaskool bygewoon het nie. Ja, as jy nou lag is jy reg, want ons kan nie elke een ons eie gedagte die skrif indra om te dink en te wonder wat dit beteken nie. Ons moet skrif met skrif vergelyk. So vind ons byvoorbeeld, en ons het nou al gisteraand daarvan gelees, van 'n groot vuurrooi draak in Openbaring hoofstuk 12. Nou wie is die groot vuurrooi draak? Onthou u, Openbaring 20 het vir ons gesê, die ou slang, die duiwel, die draak is gevange geneem. So wanneer ons skrif met skrif vergelyk, dan weet ons presies wie dit is. Ons vind byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 13, dat daar 'n dier uit die see uit opkom. Wat is die see? Lees Openbaring 17, dan verduidelik Openbaring 17, dat die see verwys na 'n menigte van nasies. 'n Dier wat uit die nasies uitkom. Die dier is nou hierdie simbool, wat vir ons na iets letterlik wys. En dis die tweede skrifbeginsel, sensus literalis. Dit beteken, vind die letterlike interpretasie van die simbole. Dis klaar simbolies. Jy moet dit nie nou nog verder vergeestelik en allegoriseer en een of ander geestelike boodskap daaraan soek nie. Dit het letterlike implikasies. 'n Dier, sy karakter. Nou sien ons as hierdie dier uit die see uit opkom, dan het hy pote soos die van 'n beer, 'n kop soos die van 'n leeu, 'n lyf soos die van 'n luiperd en 'n bek soos met eystertande. Nou lees ons Daniël hoofstuk 7. Dan sien ons die wêreldryke word daar beskryf met 4 diere. Daar is 'n leeu wat die Babiloniese ryk is, die hoof van goud. Daar is 'n beer wat aan die een kant opgerig is met die 3 ribbebene in sy bek, die pote soos die van 'n beer. Daar is 'n luiperd met 4 vlerke en 4 koppe, wat vir ons die Griekse ryk voorstel. Daniël 8 sê vir ons dit is die Griekse ryk. En daar is 'n monster wat Daniël nie eens woorde het om te beskryf nie. En dit wys na die eystertande, die bene van eyster van Daniël hoofstuk 2. So hier kom nou 'n dier, maak sy verskyning, en dit wys vir ons op Daniël 7, en dan as jy Daniël 8 lees, dan kom jy agter dat daar word gepraat van 'n koning. Dit is nou Daniël 8 vers 23, vers 25 gaan u sien, hy stree op teen die vors van vorste. Daarom dat ons hier die dier die antichrist noem, want hy is teen antichrist, teen die vors van vorste, 'n koning met 'n harde aangesig. Dis wat Paulus dan verduidelik. Onthou wat het Paulus gesê in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, dat as die teehouer uit die weg geruim word, dan word die seun van die verderf, die mens van sonde, geopenbaar. Die eerste wat gebeur wanneer die eerste seël gebreek word, is 'n wit perd wat na vore kom, 'n ruiter wat valse vrede bring, maar sy vrede word vinnig weggeneem in 'n rooi perd in. Dis die antichrist. Dis wat Johannes sê in 1 Johannes 2 vers 18, my kinders, soos julle gehoor het, die antichrist kom. So, wie is die dier in Openbaring 13 wat uit die see uitkom? Dis die antichrist. Daar kom 'n dier uit die aarde uit. Wie's dit? Wel, die Bybel gee vir hom 'n naam, want hierdie 2 diere vind ons later in Openbaring 19 vers 20 in 1 vers. Onthou ons het gesê, daar word 2 persone lewendig in die poel van vuur gewerp. Dit is die dier en die valse profeet. Sien, so, wanneer ons skrif met skrif vergelyk, dan kom ons agter hierdie 2 diere van Openbaring 13, is die antichrist, die dier en die valse profeet, wat in die poel van vuur gewerp word. So hier is die 2 skrifbeginsels. Jy moet altyd soek om skrif met skrif te vergelyk. Die antwoorde is daar, ons moet dit net gaan soek. En dan vind die letterlike vertolking. Jy sal byvoorbeeld in Openbaring hoofstuk 9 vind, dat Johannes sien leeu's wat gepantser is, wat vuur spoeg, en met hulle sterte rig hulle skade aan. Nou is daar mense, jy kan nie glo watter verskillende interpretasies mense vir hierdie tipe goed kan
voorstel nie. Allerhande geestelike interpretasies. Ja, jy gaan seker 'n geweldige hoofpyn hê want hier is 'n leeu in jou kop wat vuur spoeg met sy sterk skade ander en is net in jou geestestoestand. Mense vergeestelik hierdie soort goeters. Terwyl as jy mooi gaan kyk word daar gepraat van 'n weermag wat gaan optrek. In Openbaring hoofstuk 16 word die 6de skaal uitgegiet en die Eufraat droog op om die pad gelyk droog te maak en reg te maak vir die kinders van die ooste, 'n weermag wat gaan aankom. En wanneer hy hierdie weermag besigtig, dan sien hy soos gepantserde leeu's wat vuur spoeg. Onthou Johannes het in sy lewe nog nooit 'n tank gesien, hy het nog nooit artillerie gesien nie en hy sien hierdie wapens wat vuur spoeg en met hulle sterkte skade aanrig. Hy sien hierdie moderne oorlogwapentuig. En hy beskryf dit in sy woorde soos gepantserde leeu's. Hy noem nogal selfs die borsharnasse se kleur van swavelgeel, blou en rooi. Die kinders van die ooste se wapens, swavelgeel, blou en rooi. Doen jouself 'n guns, dan gaan Google jy, dan tik jy in China military flag. Dan sien jy die swavelgeel, blou en rooi. Die kinders van die ooste, 'n groot weermag wat gaan optrek vir die slag van Armageddon. So ek wou net graag voordat ons verder gaan, net hierdie twee skrifbeginsels om u te help wanneer u die boek Openbaring bestudeer. Maar nou vanaand lees ons vir die laaste keer en vir die derde keer uit Openbaring hoofstuk 20 en ons gaan lees vanaf vers 11. Daar is sommige mense wat sê, die kronologie van die boek Openbaring maak nie saak nie. Ek het nou die dag 'n boek gelees van professor Adrio Konig. Hy sê die kronologie hier maak nie saak nie, want hierdie 1000 jaar van vrede is nie noodwendig na Jesus se wederkoms nie. Maar Jesus self sê in Matteus 25 vers 31, onthou julle, wanneer die seun van die mens, wat 'n beskrywing is van Jesus in die boek Daniël, die seun van die mens in sy heerlikheid kom, dan sal hy op sy heerlike troon sit. So hy self sê, die kronologie is, hy gaan eers kom, dan die koninkryk, dan gaan hy vir mense sê, gaan in die koninkryk wat berei is van die grondlegging van die wêreld af. Die koninkryk van vrede. So, jy kan nie sê, dis nie kronologies nie. Jesus self maak dit kronologies. Die 1000 jaar van vrede, dan het ons gisteraand gekyk na die duiwel wat 'n laaste keer losgelaat gaan word, en nou lees ons vers 11. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Ons lees net tot daar uit die heilige woord van die Here. Kom ons word net weer stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons Hemelvader, ons kom vanaand na U toe, want wanneer ons hierdie hoofstuk lees, dan sien ons die laaste dag het aangebreek. Die laaste dag van soos ons dit ken. U het hierdie einde alreeds vasgestel en daarvoor, Here, is ons in aanbidding voor U, wat die dag van môre in U hand hou. Maar tog in dieselfde asem, Here, vul dit ons hart met geweldige kommer oor mense wat steeds nie hulle tot U bekeer nie. Mense wat steeds die lieflike hand van genade wegwys en afwys en hulle ore toestop vir die lieflike stem van God wat hulle roep om te kom
O Here, terwyl U gekom het om te soek en te red die wat verlore is daar mense wat dood eenvoudig nie gered wil word nie, hulle hardloop daarvan weg. Miskien hulle lewe wat vir hulle nog te belangrik is, die pret en die plesier en hulle weier om 'n oorgawe te maak. Daar is ander wat miskien sê hulle wil, maar hulle wil op hulle eie weë, hulle eie terme en voorwaardes kom. Ek bid Here dat iemand hierdie boodskap sal hoor, miskien inluister op hierdie boodskap, later sal luister, dat hulle aan 'n einde van hulle self sal kom en tot die besef sal kom deur die oortuiging van U Heilige Gees dat hulle verlore is en nodig het om hulle saak met U reg te maak. Ons vra dit, Here, in die naam van ons koning Jesus, die redder van hierdie wêreld. Amen. Nou my broeders en susters, wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan het ons nou gekom by die laaste dag. Die oordeelsdag. Die laaste dag, soos ons dit nou ken. Nie meer sal mense opstaan om werk toe te gaan nie. Nooit weer sal mense in die oggend in hierdie wêreld, soos dit nou is, die voeltjies in die oggende hoor sing nie. Nêrens in die verte 'n haantjie hoor kraai nie. Verliefdes sal nie meer verlief word nie. Kinders sal nie meer gebore word nie. Die tyd soos ons dit ken, my liewe broeders en susters, sal op hierdie oomblik, soos ons dit hiervan lees, eens en vir altyd verby wees. Die lieflike stem van die evangelis sal nie meer gehoor word nie. Die voete van vrede wat loop om siele te soek, sal geen tree meer trap nie. Dit is die einde van die dae. Die horlosie het finaal sy laaste tik geslaan. Dit is die einde. Nog 'n hofsitting en dan is dit alles finaal klaar. Ons vind in hierdie gedeelte nie meer 'n God wat die sondaar trek met koorde van liefde nie. Ons vind nie meer in hierdie gedeelte wat ons gelees het, liefde en genade wat uitgaan na 'n wêreld toe nie. Nee, ons vind 'n regter wat oordeel. Ons vind geen aanklaer wat die regter probeer ooreed dat die beskuldigde bo alle redelike twyfel skuldig is nie. Ons vind geen advokaat wat die beskuldigde met 'n hartroerende betoog probeer verdedig nie. Niks. Hier vind ons die ongeredde alleen voor God staan. Geen kans vir appel nie. Geen kans vir amnestie. Geen kans vir uiteindelike parool, geen borg wat aangebied word nie. Die besluit is finaal, dit is beslissend. Daar is geen genade meer nie. Die tyd van genade het ewig verby getik. Die arms wat altyd oop was, wys nou weg. Hierdie dag, my broeders en susters, is lank reeds deur God so bepaal. 'n dag waarvoor alle ander dae gemaak is. 'n Mens kan op hierdie aarde afsprake vermy. Jy kan in hierdie lewe jakkals draaie om jou verantwoordelikhede loop. Jy kan jou telefoon nie optel nie, jy kan dit dooddruk, jy kan briewe in die pos vermy, maar daar is 'n afspraak wat vir elke ongeredde mens wag, wat niemand sal kan vermy nie. Want hierdie dag is reeds lank bepaal, moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor
en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling, en die see sal gee wat daarin is, en die dood en die doodryk sal oplewer, sal antwoord op die Almagtige se stem wat roep, kom hierheen. Daar kom 'n dag wanneer die wat in die grafte is, sy stem sal hoor. Al is jou as in die ooste wind versprei, dan sal die stofdeeltjies daarvan ore kry om te hoor. Die geraamte onder, wat deur die wurms al verteer is, sal ore kry om te hoor. Daar, my broer en suster, sal niemand van af kan wegkom nie. Die dood en die doodryk sal teruggee. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel, deur 'n man wat hy aangestel het, en hiervan het hy aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Sy Handelinge 17 vers 31, my broeders en susters, vriende, dit is 'n dag wat op die kalender van God omkring is. 'n dag wat niemand sal kan ontvlug nie. Slange addergeslag, sê die Here Jesus vir die Fariseërs, hoe sal julle die oordeel van die hel ontvlug? In Matteus 23 vers 33, jy sien, hierdie dag, die oordeelsdag, gee sin en betekenis aan alle ander dae. Sonder hierdie dag maak niks sin nie. Nie in hierdie lewe nie. U sien, want as hierdie dag, die oordeelsdag, nie bestaan nie, dan is ons gekke in 'n gekke paradys wat ons besig hou met godsdiens en religie. Ons bou ons besig met goeie morele en sedelike normes en waardes vir wat? Jy sien, as daar nie 'n oordeelsdag is nie, dan kan ons maar moor. Ons kan maar doodslaan, ons kan verkrag, ons kan steel, ons kan plunder, ons kan bedrog pleeg, ons kan doen net wat ons wil, want as daar nie 'n dag van afrekening is nie, wat maak dit alles tog uiteindelik saak? Jy sien, dit is hierdie dag wat waarde gee aan alle ander dae, want dis omdat mense dink daar is nie 'n dag van rekenskap nie, dat hulle juist doen net wat hulle wil. Hulle dink hulle sal nie voor God staan en rekenskap gee nie. Hulle dink hulle kom skotvry af met enigiets in hierdie wêreld. Daarom dat hulle buite rekening hou, moedswillig vergeet hulle dat daar 'n dag van afrekening sal wees. Ja, hulle spot en hulle lag vir die oordeele van God, maar my liewe broeders en susters, daar kom 'n uur wanneer die sandkorreltjie sy laaste val geneem het, wanneer God hierdie wêreld in geregtigheid sal oordeel. En die regter is niemand anders as die Here Jesus Christus. Dis Handelinge 17 vers 31 wat ons juist daarop wys, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel. En Johannes 5 vers 22, hierdie man wat hy uit die dode opgewek het, want die Vader oordeel ook niemand nie, maar het die hele oordeel aan die Seun oorgegee. Jy sien, in hierdie lewe is hy die redder wat mense graag red. Sy arms is so wyd, daar's altyd nog plek by Jesus. Daar is nog plek by die kruis. As jy kom kniel by die kruis, Jesus ontmoet jou daar. Hy is die redder wat graag mense wil red. Hy het sy eie lewe gegee as 'n losprys. Hy is die redder. Hy het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar hy het homself verneder, ja, tot die dood van die kruis om sondaars te red. Maar hierdie dag sal sy liefdevolle oë soos vuurvlamme wees. Sy voete soos blink geskuurde koper, wanneer hy die parskyp trap van die wyn van die grimmigheid van God die Almagtige, wanneer die redder die regter sal wees. As mos mense wat sê, ag, my God is 'n God van liefde. Die God van die Bybel, die Here Jesus, is ook 'n regverdige regter en dit kan nie uit die oog verloor word nie. Jy sien,
Die vraag is, wie sal almal daardie dag daar wees? Wel, die dood en die dode klein en groot sal voor God staan, sê Openbaring 20 vers 12. Vers 16 leer vir ons dat hulle sal probeer wegvlug. Hulle sal probeer wegkom. Maar daar sal vir hulle geen wegkruipplek wees nie. Daar sal geen plek wees om van die lam af weg te kom nie. Die term word so gebruik, my broeders en susters, die toren van die lam, die oordeel wat die lam, die seun van God sal vel. Kan u dink die lam wat wil red is nou die regter en mense sal van hom af probeer wegkom. Jy hardloop nie van 'n lammetjie af weg nie. Maar daardie dag sal hulle van die lam van God probeer wegkom. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doodryk het gegee wat daarin is, sê vers 13. En dan Openbaring 21 vers 8, maar wat die vreesagtiges aangaan en die ongelowiges en die gruwelikes en die moordenaars en die oreerders en die towenaars en die afgodedienaars en al die leuenaars, hulle deel is in die poel wat brand met vuur en swavel. Dit is die tweede dood. Moenie dwaal nie. Geen oreerder of afgodsdienaar of egbreker of wellusteling of sodomiet of diewe of gieraards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie, sê 1 Korintiërs 6 vers 10. Dis tog duidelik dat daar sommige mense is wat die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die vreesagtiges. Ag, hulle is so bang om tot bekering te kom. Wat gaan die mense nou sê? Wat gaan my ma nou sê? Wat gaan my pa nou sê? As ek nou sê, ek het my tot God bekeer. Wat gaan my man sê? Wat gaan my vrou sê? Wat gaan my kinders dink? Wat gaan die dominee dink van die kerk waarin ek 'n lidmaat is? As ek nou sê, ek het nog nooit my saak met God reggemaak nie. Ek het nou eers besef, ek moet weer gebore word. Ag, en dan doen hulle dit nie. Die vreesagtiges. Hulle knie knoppe kap teen mekaar, hulle is banger vir mense as vir God. Hulle is banger vir wat mense sal sê as wat God sal dink daaroor. Ek sal vir julle sê, my vriende, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie, maar ek sal julle wys wie julle moet vrees. Vrees hom wat nadat hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp. Ek sê vir julle, vrees hom. Sê Lukas 12 vers 4 tot 5. Die godlonaars, hulle sal ook daar wees. Die godlonaars sal die koninkryk van God nie beerwe nie. Kyk, hier op aarde is hulle so slim soos die houtjie van die galg. Hulle is net te slim, die klomp ateïste en godlonaars. Kyk, hulle is so intellektueel verhewe. Hulle maak tog of hulle so slim en rasioneel en logies is. Hulle kan mos nou nie aan 'n God glo nie. Daardie dag sal alle ongeloof in 'n oomblik van hulle afgestroop word. Wanneer hulle voor die Almagtige staan en agterkom dat die woord was toe al die tyd waar, want 'n dwaas sê in sy hart daar is geen God nie. Die Bybel sê jy's onnosel, jy dink jy's slim, maar jy's onnosel om te dink daar is nie 'n God nie. Daardie dag sal al die ongeloof van hulle gestroop word. Daardie dag sal hulle gelowig wees, maar te laat. Die spotters sal daar wees, die spotters wat sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Hulle sal daar wees. Die onverskilliges sal daar wees, die wat gedobbel het met hulle onsterflike siele, die wat kanse gevat het en gedink het, ag, ons sal maar môre is mos nog 'n dag, en daar kom 'n dag wanneer môre nie sal aanbreek nie. Die onverskilliges, hulle sal ook daar wees. Jy kry mos van hulle sit ook in die kerke, hulle stot in die kansels, onverskillig. So kom 'n jong man eendag in Brits dan na my toe en hy sê vir my, dominee, ons besoek nou 'n paar keer hier by jou en ek was nou daar by my dominee in ons kerk en ek vra toe vir hom, hoekom preek hier in ons gemeente daar nooit of word daar nooit oor bekering gepreek nie? Toe sê die dominee vir my, jy het nie nodig om jou tot God te bekeer nie, want jy's klaar gekies. God het jou klaar gekies. Jy het nie nodig om jou tot God te bekeer nie.
My liewe broeders en susters, die onverskilliges, hulle sal daar wees in die vlamme van die hel en sê, maar die dominee het vir ons gesê, ons het nie nodig om ons tot God te bekeer nie, want hy het ons mos gekies, daarom kon ons mos maar net outomaties kindertjies van liewe Jesus gewees het, want ons is mos in 'n goeie huis groot geword. Die pastoor het vir my gesê, as ek my laat doop, dan sal ek reg wees met God, my liewe broeders en susters. Die doopwater daar in die rivier waar die paddas swem, kan nie jou sondes afwas nie. Daar sal mense wees wat gedink het, ag, maar omdat hulle belydenis van geloof afgelê het, nou is hulle salig met God, en dan het sommige nog die vermetelheid om te sê, nou het hulle dranklisensie gekry. Want nou kan hulle die nagmaalwyn drink. En dan later dan vra jy vir hulle, hoekom is hulle gered? Dan sê hulle, nee, maar hulle het belydenis van geloof afgelê, terwyl hulle weet, hulle harte met God was nie reg nie. Die onverskilliges, hulle sal daar wees. Die ongelowiges, soos die een man sê, ag, gered, wat gered met julle? Wat is hierdie ding van wedergeboorte en gered? Ons almal is mos maar net gelowiges. Die vorm godsdienstiges, hulle sal daar wees. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sê die Here Jesus in Matteus 7 vers 21, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Wat is die wil van God die Vader wat in die hemele is? 1 Timoteus 2 vers 3 sê vir ons, want dit is goed en aangenaam voor God, ons verlosser, wat wil hê? Dat alle mense gered word en tot die kennis van die waarheid kom. Watter Bybel lees mense? Soms sê mense, ag ja, maar hier in ons kerk praat ons nou nie van wedergeboorte, of ons praat van redding nie. Ons verskil maar net 'n bietjie in terme. Nou, watse Bybel lees jy? Want die Bybel wat ek lees, sê dit is die wil van God dat alle mense gered word. Dit beteken, mense is verlore en hulle moet gered word. Die Bybel wat ek lees is aan die woord in Johannes 3 vers 3, wanneer die Here Jesus sê, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Dis nie 'n kerkse teologie nie, dis nie my teologie nie, dis nie 'n sinodese teologie nie, dis uit die mond van die Here Jesus, as iemand nie weer gebore word nie, maar daar sal hulle in hulle vorm godsdiens en al in die hel wees. Daar sal jonges wees, klein en groot, jonges, ja, die plesierjagters, ek is nog te jonk om my lewe met God reg te maak. Ek wil my lewe nog geniet. Vir die jong mense sê ek gaan loop deur die begrafplaas, die dood vra nie jou identiteitsdokument nie. Jou ouderdom is ingegrafeer in graniet. Selfe ouderdom in die grafplase. Die hoogmoediges, daar sal hulle wees. Handelinge 17 vers 30 sê God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan alle mense oral dat hulle moet bekeer. Die hoogmoediges, hulle wil nie die knie buig nie. Hulle is te groot, hulle is te trots, hulle kan nie, hulle wil nie. Daar sal hulle almal wees. En elke dag wanneer 'n mens in sy ongeredde toestand voortbly, is dit nog 'n dag nader aan die oordeel van God. Elke jaar, elke maand, elke week, elke dag, elke minuut, elke sekond is nader aan die oordeel. As jy jou tot God nie bekeer nie. Daar sal getuies ingeroep word, geen advokaat. Daar sal getuies wees, die stof op die evangelis se skoene, Markus 6 vers 11, tot 'n getuie teen hulle. En almal wat julle nie ontvang of na julle luister nie, gaan daarvandaan weg en skud die stof onder julle voete af, tot 'n getuienis teen hulle. Die stofdeeltjies op my skoene sal teen jou getuig, as hier enige iemand is wat hier sit of inluister, wat eendag voor God sal staan, ongered. Die stof wat vanaand op my skoene is, gaan teen jou getuig. Die bakstene en die timerasies van hierdie gebou gaan opgeroep word as 'n getuie teen jou. Habakuk 2 vers 11, want die steen uit die muur roep.
En die balk uit die tamarasie gee hom antwoord. Die houtbanke waarop jy sit, gaan 'n mond kry om teen jou te praat. Ja, hulle was daar. Die bank wat jy op sit, die stoel, die bed waarop jy lê as jy op YouTube na hierdie boodskap luister, die tamarasie, die balke, die bakstene gaan antwoord gee aan God, dat jy die woord gehoor het. Die Bybel sal mense oordeel, die woord van God. Johannes 12 vers 48, wie my verwerp en my woorde nie aanneem, het een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Hierdie laaste dag is die oordeelsdag. Om my broeders en susters, vriende, die mense eie woorde sal hom oordeel. Jy kry mos mense. Het julle al van hulle gehoor, dan sê hulle, ja, daai dag as hulle by God staan, dan gaan hulle 'n paar dinge met God bietjie wil uitsorteer. Hulle het 'n appeltjie met God te skil, het ek al gehoor hoe onverskillig mense praat. Luister, die Bybel sê in Matteus 12 vers 36, maar ek sê vir julle, dat elke ydelle woord wat die mens praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. Daai dag as jy dink, jy gaan 'n paar dinge met God uitsorteer, dan gaan jy eerder wens om jou tong af te byt. Want jou tong gaan jou verraai, jou lippe gaan jou verraai, jy gaan teen jouself getuig. Elke vloekwoord, elke leuen, elke onverskillige ydelle woord, van die wieg tot die graf gaan teen jou getuig, as jou saak met God nie reg is nie, as jy nie gewas is in die bloed van die lam nie. Mense dink, ag, as my man my darm net nie gesien het nie, as my vrou my darm net nie gesien het nie, as die polisie my darm nie net gesien het, as die buurman my darm net nie gesien of gehoor het nie. Die Bybel sê die oë van die Here deurloop die hele aarde. En God is al reeds in die toekoms wag vir die ongeregtiges. Almal wat gedink het hulle kan wegkom met moord, God wag vir hulle. Ydelle woorde gespreek het van onverskilligheid, God wag vir hulle. 1 Timoteus 5 vers 24, die sondes van sommige mense is baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel. Maar volg ander eers agterna. Prediker 12 vers 14 sê, want God sal elke werk bring in die gerig wat kom oor al die verborgde dinge, goed of sleg. Romeine 2 vers 16, in die dag wanneer God die verborgde dinge van die mens deur Jesus Christus oordeel volgens my evangelie. Wanneer Paulus hier sê volgens my evangelie, dan bedoel dit nie hy het 'n ander evangelie as Jesus nie. Dit beteken in die tyd toe hy gepreek het, was daar mense gewees wat 'n soort evangelie verkondig het wat eerder 'n vervloeking behoort te wees, mense wat 'n evangelie verkondig sonder 'n oordeel. Dis net alles maanskyn en rose. Maar hierdie dag, wanneer Paulus hier skryf volgens my evangelie, dan bedoel hy, dis die evangelie van Jesus Christus, sal elke mens geoordeel word, ook die verborgde dinge. Dr. Wilder Penfield, die bestuurder of die voormalige bestuurder van die Neurologiese Instituut in Montreal, het navorsing gedoen en hy het bevind dat jou brein die vermoë het om alles te herroep, 'n permanente verslag te gee van jou kindsdae af tot jou ou dae. Jou brein het die potensiaal om dit te doen met klank, met video kompleet. Sekere reuke vat jou terug na jou ma se huis toe. Jy ruik die braaivleisvuur en dit herinner jou aan sekere dinge. Jou brein het die vermoë om alles te herleef, selfs van jou kinderdae, dinge wat jy al van vergeet het, gegee die regte situasie, kan jy van daardie gedagtes weer ophaal. As jou brein die vermoë het, hoeveel te meer het God nie die vermoë om alles van 'n mens voor homself te laat afspeel, elke keuse wat 'n mens gemaak het, elke geleentheid wat hy gekry het, wat hy nie geneem het nie. My liewe broeders en susters, daardie dag sal daar geen ander kans meer wees om 'n nuwe keuse te maak nie. Alles sal verdoemend wees.
Die uiteinde van hierdie dag sal die poel van vuur wees. Ons het reeds gesê die gereddes word opgeneem en word beoordeel by die bema, die regterstoel van Christus. Maar hierdie geleentheid, die wit troon oordeel is bestel vir die ongereddes. Openbaring 20 vers 15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Let op hierdie woord gewerp. Daar word nie nou meer sagkens met die sondaar gehandel nie. Hierdie woord gewerp beteken ingeboender, ingegooi, aan die kraag en aan die beld gegryp en in die hel gegooi. Hy sê, is dit nie vreeslik nie? Dan sê ek vir u, is dit nie vreeslik dat daardie sondaar die bloed van die Here Jesus vertrap het, terwyl die bloed van die Here Jesus beskikbaar was, het hulle self hoogmoedig en trots gehou daarteen en geweier, alhoewel so duur prys betaal is, my liewe broeders en susters, die bloed is of aan jou hart, of onder jou voete. Hierdie mense sal in die hel gewerp word. Psalm 9 vers 9, en hy self sal die wêreld oordeel in geregtigheid en die volke vonnis met reg. Geen mens sal kan sê, wel, hulle is onskuldig in die hel nie. Geen mens sal in die hel eendag kan sê, maar hulle het nie 'n kans gehad nie. Wanneer hulle daar voor God staan en alles vir hulle afspeel, dan sal hulle weet, hulle het kans op geleentheid gehad. Niemand sal kan vingerwys na God nie. Ja, sê die vrou, maar haar God sal niemand in die hel werp nie, want haar God is 'n God van liefde. Sy is heeltemal reg. Haar God sal nie mense in die hel werp nie, want haar God is 'n afgod. Maar die God van die Bybel wil nie hê mense moet verlore gaan nie. Hy het 'n ontsnappingsroete gemaak, daar is kans om uit te kom, maar as hulle dan nie luister nie en die kosbare evangelie van Jesus Christus verwerp, dan verdoem hulle self tot die oordeel. God se reddende regterhand is uitgesteek. Maar as hulle nie luister nie, dan bly daar geen ander straf oor nie as die swaal riekende hel. Daar is geen get out of jail free kaartjie nie. En net soos dit die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. Sê Hebreërs 9 vers 27. Liewe broeders en susters, as u enige oomblik dink dit is vir my aangenaam om hierdie boodskap af te lewer, dit is nie. Somstyds sê mense, ja, maar dit is 'n boodskap van oordeel. Die boodskap van die oordeelsdag is nie 'n boodskap van oordeel nie. Dit is 'n boodskap van liefde. U sien 'n dominee of 'n pastoor wat nooit oor die oordeel praat nie, hulle dink dalk hulle is nice, maar hulle is definitief liefdeloos. Om iemand te weerhou van die waarheid is liefdeloos. Om 'n wêreld nie te waarsku nie. God het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom van sy weg bekeer en lewe. Waarom wil julle tog sterwe? Bekeer julle, sê Esegiel 33 vers 11. Dit is die hart van God. Dit is nie vir hom aangenaam, dit is nie vir hom lekker. Hy het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom van sy weg bekeer. Hoekom? Juis omdat God se liefde so groot is wat ons red van die dood. Toe hy 'n jong regter was, het regter Warren Campbell 'n saak op 'n stadium gedoen. En daar was 'n jong man wat aangekla was vir moord. En hierdie jong, toe hy nog 'n advokaat was, het alles in sy vermoë gedoen om hierdie jong man los te kry. Hy het met geesdrif en passie en sy vernuf van die wet gesoek hoe hierdie jong man, daar was 'n paar versagtende omstandighede en uiteindelik het die regter gevel en gesê hierdie jong man is onskuldig. En Warren Campbell het uiteindelik hierdie jong man nader geroep en vir hom gesê, jong man,
God gee jou nog 'n kans. Moenie in dieselfde lewenspatroon voortgaan nie. Maak jou saak met God reg. Baie jare later, toe Warren Kamler nie meer 'n advokaat was nie, maar 'n regter, toe's daar 'n man wat ingebring is, aangekla, vermoord. En terwyl hierdie beskuldigde so na die regter kyk, lyk dit heeltyd asof daar iets bekend aan hom is. Dit lyk heeltyd asof hy ken hierdie regter van iewers af. En uiteindelik hier aan die einde van die saak dring dit tot hom deur, wie is hierdie regter? En toe die regter 'n laaste geleentheid gee vir die beskuldigde om iets te sê, toe staan die beskuldigde op en sê vir hom: "U edelagbare, sal u onthou, baie jare gelede was ek 'n jong man gewees en u het my verdedig. U het alles in u vermoë gedoen, u vernuf gebruik om my los te kry. U het so groot genade aan my bewys. Daarom wil ek u vra om nog 'n keer, in die lig van dit wat u vir my gedoen het, om my nou weer genade te bewys." Regter Warren Kamler het die beskuldigde aangekyk en vir hom gesê: "Daardie dag was ek jou advokaat. Vandag is ek jou regter." En hy het hom gevonnis met die dood. My liewe broeders en susters, vandag is Jesus nog die redder. Hy is die redder wat nie wil hê mense moet verlore gaan nie. Maar daar kom 'n uur wanneer hy gaan sê: "Gaan weg van my, vervloektes." Aan die kruis het die Here Jesus vir ons die vloek gedra. In ons plek het die oordeel van God op hom neergekom. Die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom. Hy het vir ons 'n vervloeking geword. Maar daar kom 'n dag as jy hierdie offer nie aanvaar nie, wat die mens gaan hoor: "Gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk." Hoe tragies sal dit nie wees om eendag te hoor: "Gaan weg." My liewe broeders en susters, vriende, daar's nog kans. Daar's nog kans. Die genade is nog nie verby nie. Want daar kom 'n uur wanneer dit te laat sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Ek dink aan daardie ou evangelie lied wat sê: "Op jou pad kom 'n dag, as jy God bly verwerp, dat sy gees jou vergoed sal verlaat.